Dan kom ons by vandag se boodskap. So ek sluit vandag ons reeks af, moddergeveg. En die van julle wat Morney se boodskap gevolg het oor die laaste 3 weke, sal weet dat modder is deel van ons lewens, né? Ons kan saamstem daaroor. Enige iemand wat verskil? OK, ons bid na die tyd. Maar modder is deel van ons lewens, né? En so asseblief gaan kyk daai boodskappe, dit is ongelooflik goed. En so vandag wil ek spesifiek praat oor modder in jou oë. OK? Wie van julle het al modder in jou oë gehad? Enige iemand? Wie soek weer modder in hulle oë? Niemand nie. Wel, dan gaan ek jou teleurstel vandag hoor, sorry. Maar hier gaan ons. So ek wil net vinnig 'n storie vertel en dan gaan ons hierdie storie so stuk vir stuk gaan ons hom deurlees en dan gaan ons bietjie uitbreek en dan hopelik nuwe perspektief kry oor Johannes 9. So aan die einde van Johannes 8 het Jesus hierdie groot oomblik waar hy die Joodse leiers, die Fariseërs baie kwaad maak, né? En ek weet nie of jy dit besef nie, maar Jesus het dit nogals baie gedoen, né? Hy het baie slim mense baie kwaad gemaak. En hy sê vir hierdie slim mense dat in soveel woorde ek is God. Gestuur deur God is homself, né? En so hy sê dit, ek is God. En hierdie Joodse leiers hou nie daarvan nie, en hulle begin hom met klippe gooi. En ek sien al vir die prentjie hoe Jesus begin weghardloop en hy lag vir hulle, en ek dink nie dis wat gebeur het nie, maar dis 'n snaakse prentjie wat ek kan vashou. So ek gaan daaraan vashou. En toe hy ophou hardloop, toe stap hulle kind of net, jy weet, soort van weg, en soos wat hy wegstap, beweeg ons nou in Johannes 9 en dit is die storie waar Jesus 'n blinde man wat blind gebore is gesond maak deur in die grond te spoeg, 'n modderklei te maak, dit in sy oë te sit. Hy sê vir hom gaan was dit af en toe hy dit af was, toe kon hy sien. En dis waar ons chat vandag. En soos ek sê, ons gaan gedeelte vir gedeelte gaan ons doen en dan gaan ons bietjie daarin kyk en dan soos ek sê, hopelik kry ons nuwe perspektief. So, Johannes 9 vers 1 tot 7. Ons lees gou daai eerste gedeelte. Terwyl Jesus wegstap, nou sien ons hierdie klippe wat na hom toe kom en dit raak rustig, het hy 'n man gesien wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, wie het nou eintlik gesondig, hierdie man self of sy ouers, dat hy blind gebore is? En Jesus het geantwoord, nie hierdie man of sy ouers het gesondig nie, maar hy is blind gebore sodat God se werke sigbaar kan word, in hom sigbaar kan word. Ons moet aanhou om die werke te doen van hom wat my gestuur het, terwyl dit nog dag is. Die nag is in aantog, wanneer niemand meer kan sien nie. Terwyl ek nog in die wêreld is ek die lig vir die wêreld. Nadat Jesus dit gesê het hy op die grond gespoeg en klei met sy spoeg aangemaak. Niks van dit sal my opgewonde maak nie. Hy het die klei op die man se oë geplak en vir hom gesê, gaan was jou in die bad van Siloam. Siloam beteken gestuurde. Hy het toe gegaan en hom gaan was. En op pad terug kon hy sien. Nou in hierdie storie is daar 3 goed wat ek vir ons wil highlight, wat belangrik is vir ons konteks. Okay? Die eerste een is dat Christendom, en dit is wat ons nou sien in die laaste 3 boodskappe wat Morney vir ons asseblief gaan kyk dit. Dis baie mooi perspektief oor ons lewe. Christendom waarborg nie 'n lewe sonder modder nie. Okay, dit gebeur nie. Die kerk en hierdie gedeelte maak dalk nie nou sin nie, maar hopelik nou kan ons bietjie lig skyn op dit, maar die kerk is nie 'n uitstalvenster vir volmaakte mense nie. Okay, dis baie belangrik. Ek het 'n mentor gehad wat gesê het, hy het eendag toe kom daar gemeentelede by hom en sê vir hom, hoorie, ons kry nie meer enigiets uit jou dienste uit nie, ons soek 'n kerk wat perfek is vir ons. En hy sê toe vir hulle, julle, dis amazing, asseblief gaan soek die perfekte kerk, en as jy hom gekry het, asseblief moet hom nie join nie, want dan is hy nie meer perfek nie. En dis so mooi, want die kerk bestaan uit mense uit, né? En mense, glo dit of nie, het gemors. Enigiemand wat met my verskil. Ons bid na die tyd. As jy doen, ons bid na die tyd. En dan die derde ding, die kerk is 'n plek van genesing. Maar waar daar genesing is
is daar partykeer bloed en sweet. Ek weet nie of jy, as jy in die hospitaal is, dan sien jy dit nogals, nee? Hospitaal is 'n mooi prentjie daarvan. Daar waar mense gesond word, is ongesonde mense. Nee? So hopelik kan ons hierdie 3 bietjie uitbreek. So gaan nou 'n ompaadjie loop, en die eerste punt wat ek wil maak, is ek wil net praat oor die realiteit van modder. Okay? En as ons sê modder, dan praat ons in terme van beeldspraak rondom goed in ons lewe, wat vuil is, wat nie great is nie. Okay? En so niks wys vir jou dat daar modder in die lewe is. Vinniger, miskien is dit net omdat dit onlangs bietjie meer my konteks is 'n baba. Nee, ek beloof vir julle, niks breek jou routines as 'n baba nie. Niks. Julle wat ouers is, julle weet, niks doen nie. Enige stukkie beheer wat jy dink jy in jou lewe het, is weg. Ek kan nie net doen wat ek wil nou nie. Ek wil baie graag, baie selfsugtig. Dan kom myself sig op en sê ek soos, nee, jy's 'n pa, jy kan nie dit doen nie. Okay. En so dit breek al daai goed. En dan obviously, ek gaan nou nie uitbrei oor die gemors nie. Julle weet, dit is maar wat dit is. Maar een ding wat ek wil highlight op dit, is dat my seentjie het nog net my lewe kom omkrap. En die mekaar gemaak. En vuil gemaak. En hy raas. En hy slaap nie wanneer ek wil hy moet slaap nie. My vrou is amazing, by the way. Maar die verskil, en dis so 'n mooi prentjie, is, daar's niks in my, wat daai goed sien, wat my laat weghardloop nie. Niks nie. Inteendeel, dit trek my nader, en so ek sien 'n gedeelte van gemors, en jy weet, my babatjie is nou 'n voorbeeld daarvan, maar baie keer beleef ons goed in ons lewens, wat gemors is, wat vuil is, wat modder is, en baie keer wil ons net weghardloop van daai goed af. Maar baie keer, as ons mooi na die Here luister, is daai iets wat ons kan intrek. En daar's 'n liefde vir wat ook al gemors jy beleef, wat jou kan intrek. Onthou ek het gesê, ek stap nou 'n ompaadjie, nee? Ons gaan nou terugkom by die storie. En so daar's niks in jou modder, of in jou gemors, wat die Here laat gril nie, wat hom ongemaklik maak nie, wat maak dat hy nie by jou wil wees nie. Dit sê ek vir julle met baie sekerheid. Niks. Okay, inteendeel, ek dink baie keer slaan die Here net sy gesig en hy sê soos, ag nie weer nie. En dan sy immediate reaksie na dit is om sy arms oop te maak. Is om te sê, kom, met jou gemors. Okay, en so die reën val op almal. Ek weet nie of julle bewus is nie, maar boere is baie dankbaar vir reën. Nee? Ek weet nie of julle bewus is nie, maar myners is nie dankbaar vir reën nie. Maar die reën val op almal. En so partykeer beland jy in goed, as gevolg van jou eie keuses, moeilike goed wat jy veroorsaak in jou lewe, maar dan baie keer, soos Job, beland jy in omstandighede wat heeltemal buite jou beheer is. En so lyding en pyn en teleurstelling, is alles realiteit en deel van Jesus se belofte was, ek beloof vir jou, dit gaan moeilik met jou gaan in jou lewe. Iewers. Dis die lewe, dis stikkend, julle het my nodig. Dis 'n belofte wat Jesus, en daai selfde belofte wat hy maak, is hy soos, moenie bekommerd wees nie, moenie bang raak nie, ek het reeds oorwin. Okay, en so daarso is 'n belofte van ewigheid waarna ons vashou dan. Nee, en so daai is baie belangrik. Okay, maar daai moeilike omstandighede waardeur ons gaan, onthou ek loop 'n ompad, ek beloof ek kom terug na die storie toe. Daai moeilike goed wat na ons kant toe kom, modder, wat ook al, wat dit doen, is dit stroop ons van ons hoogmoed. Daar's goed wat ek deurgegaan het in my lewe, wat ek baie eerlik met myself moes wees en dink, ek het bietjie baie van myself gedink vir 'n tyd, en die Here het my kom nederig maak as gevolg van sekere goed wat gebeur het. Daar's goed wat ek self gekies het, wat my seer gemaak het, en wat mense naby aan my seer gemaak het, en wat ek besef het,
Ek het die Here meer nodig as wat ek gedink het ek het die Here meer nodig. Dit laat jou sterf vir jouself. Ek weet nie of julle dit weet nie, maar ons het baie van onsself in ons. Baie. Jou selfsug klim uit op interessante plekke. As ek nou 'n koppie water hier vashou, nê? Julle sien die koppie water, nê? Julle sien hom. As Johan nou moet opkom en hy moet my arm nou kom ruk, nê, dan gaan ons nou die water sien uitspat. En so die vraag wat ek vra is, as die lewe kom en moeilike goed kom en modder kom en dit ruk jou lewe, wat val uit jou uit? Baie keer is dit selfsug. En as ek nie kies om myself vol te maak met wat ook al die Here vir my het nie, gaan dit bly selfsug wees wat uitval. Maar as die Here vol van my is, en my koppie water mors, en my water mors op iemand anders, is daar baie meer van die Here wat hulle aanraak as ek self, né? En so dis 'n mooi prentjie om te hê van waarmee jy jouself volmaak, is dit wat jy gaan mors op ander mense. OK. Punt nommer 2, so punt nommer 1, die realiteit van modder, ons deel met modder, OK? Punt nommer 2, nou kom ons terug storie toe. Nee? Punt nommer 2, daar's genesing vir ons in daai modder. OK. Johannes 9 vers 8 tot 16. Hy is nou klaar gesond. Sy bure en die wat hom vroeër as bedelaar geken het mekaar afgevra. Is hy dan nie die man wat sit en bedel het nie? Sommige het bevestig dat dit werklik hy was. Ander het dit ontken, het gesê nee, maar hy lyk net soos daardie man. Die man het toe self gereageer, dit is ek. Hulle het hom toe gevra, hoe is jou oë dan oopgemaak? Die man het geantwoord, die man met die naam Jesus het klei gemeng en aan my oë geplak en vir my gesê, gaan na Siloam toe en was jou. Ek het gegaan en my gewas en ek het dadelik begin sien. Waar is daardie man nou, het hulle hom gevra. Ek weet nie, het hy geantwoord. Hulle het die man wat eers blind was, na die fariseërs toe geneem. Dit was op 'n Sabbatdag dat Jesus die klei gemeng het. Jesus maak mense kwaad. Dit was op 'n Sabbatdag wat Jesus die klei gemeng en dit op die man se oë geplak het. En die fariseërs het hom weer 'n keer gevra. Hoe het hy begin sien? Hy het hulle geantwoord. Hy het klei op my oë gesit en ek het my gaan was en nou sien ek. Sommige fariseërs het opgemerk, hierdie man kom nie van God af nie, want hy hou nie die Sabbat nie. Van die ander het egter gesê, hoe kan iemand wat 'n sondaar is, sulke wondertekens doen? Onder hulle het ewige verdeeldheid ontstaan. En so ons lees hoe die Here iets kom doen in hierdie man se lewe, en hoe hy eintlik niks kan sê nie. Al wat hy kan sê is, ek was blind en nou kan ek sien. Ek worry nie of dit 'n Sabbat nie. Ek worry nie wat die reëls is rondom die werke wat Jesus nou in my lewe gedoen het nie. Al wat ek vir julle kan sê is, daar was 'n man, sy naam is Jesus, hy het iets gedoen, ek was blind en nou kan ek sien. En hoeveel van ons het daai stories? Dalk nie eers fisies blind nie, maar net, ek was in die gemors, daar was 'n man met die naam Jesus, en nou kan ek sien. Enige iemand wat daai storie deel. Enige iemand. En die Here kom, en hy vat 'n stuk gebrokenheid, hy verander dit, en hy maak dit mooi, en ek vertel 'n storie van sy goedheid. Wat ek dink vir Jesus baie belangriker is as die Sabbat. Wat Jesus in elk geval op 'n ander plek gesê, die Sabbat is vir die mens. Die mens is nie vir die Sabbat nie. Die Sabbat is nie heiliger as 'n mens wat moet rus nie. Dis 'n ander preek op sy eie. En so wat ons besef is dat Jesus hardloop nie weg wanneer dinge morsig is nie, nê? En van ons hardloop dalk van Jesus al weg wanneer dinge morsig raak, want dan dink ons, o, Jesus, ek moet eers my lewe uitsort voor ek kerk toe gaan. Jy maak nie jouself skoon voor jy gaan bad nie. OK. Daar's 'n volgorde aan hierdie tipe goed. Daar's 'n volgorde aan hierdie tipe goed. Dit is waar dit gebeur. En so Jesus hardloop nie weg nie.
En so mooi ding van God wat die aarde geskep het in Genesis. Het hy die mens gevorm uit klei uit en uit asem in hulle ingeblaas. En daar was asem, ruach. En Jesus kom doen half dieselfde ding en hy vat klei. Dis baie interessant, in my voorbereiding toe lees ek nou 'n klomp kommentare. Daar's skrifgeleerdes, baie slim mense, wat vermoed dat hierdie man nie blind gebore was nie, maar dat hy sonder oë gebore was. En dat Jesus die klei gemaak het en in sy oë gesit het en dat hy 'n skepingswerk kom doen het. Yes, dis 'n mooi prentjie. Obviously, hulle kan dit nou nie verseker sê nie, maar yes, dis vir my hierdie mooi prentjie van Jesus wat sy goddelikheid kom wys, dat God vorm uit klei uit en hy blaas ruach, asem in die mense en ons asem, en dat Jesus dieselfde ding kom doen en hy maak hierdie klei en hy doen 'n skepingswerk en iemand word nuut. En Jesus breek 'n reël. Hy doen dit op die Sabbat. Maar daar's genesing in hierdie ou se lewe wat vir hom belangriker is as enige godsdienstprotokol. Wat ek wil hê ons moet raak sien is dat die Here doen 'n skepingswerk selfs in ons gemors. Dat hy juis vuil stukkende modder gebruik om ons geestelik, om ons oë oop te maak vir wie hy is. En ons moet ophou dink dat ons modder, dat ons stikkend wees en ons gebrokenheid 'n straf is. Ons moet ophou dink dat dit wat vir my moeilik is in hierdie seisoen van my lewe, Here, waar is U? O, kry my so jammer, Here. En dit is moeilik vir my, want ek is die eerste ou wat daai goed sê. Asseblief, Here, kom haal my. Ek is die eerste ou wat daai goed sê. Maar dat die Here blindheid gebruik, blind wees gebruik, om iets van homself te kom openbaar. En iets wat uit ons menslike oë uit, soos gemors lyk, soos vuil goed lyk, vat hy, en dis juis hierdie ding wat hy gebruik, om vir ons iets te wys van wie hy is. Maar hierdie klei en hierdie modder en al hierdie dinge, is baie mooi, maar daar's iets in dit wat ek nie wil hê ons moet mis nie. En dis die derde punt. My vraag is, wat is die roeping? Bill Hybels het lank terug toe doen hy 'n leierskapspraatjie oor, hy het gepraat van 'n holy discontent. Iets wat vir jou ongemaklik maak, maar wat van die Here afkom, soort van. En ek gaan nou 'n bietjie uitbrei op dit, maar ek wil net vandag, ek gaan nou skiep tot vers 24 tot 33, en dan wil ek wil net vandag opsom, so vanaf vers 17 tot 24, hierdie Joodse leiers glo nou nie hierdie ou van wat hy sê nie. Nee, hulle dink nog steeds hy jok. Hulle gaan toe na sy ouers toe, hulle vra vir sy ouers, hoor hierso, was hy regtig blind? Kan hy nou sien? En sy ouers sê hy was blind, hy was regtig blind, maar hy kan nou sien. En sy ouers sê ook, ons ken nie die man wat hom gesond gemaak het nie. En sy ouers sê vir die Joodse leiers, want hulle hou aan hulle vra, hulle hou aan en aan om te vra. En sy ouers sê vir die Joodse leiers, vra homself. Ons sê vir julle die goed oor en oor. Vra homself, hy is oud genoeg, hy kan praat vir homself. En die Joodse leiers gaan na hom toe. En dis nou hierdie gesprek wat ons lees van vers 24 af. Die Jode het die man wat blind was vir 'n tweede keer nageroep en vir hom gesê, gee erkenning aan God. Ons weet dat hierdie man 'n sondaar is. Maar hy het geantwoord, as hy 'n sondaar is, weet ek nie daarvan. Ek weet dit nie. Een ding weet ek wel, en dis wat ek nou gesê het.
Ek wat blind was, sien nou. Daarop het hulle vir hom gesê, wat het hy vir jou gedoen? Hoe het hy jou oë oopgemaak? Hy het hulle geantwoord, ek het julle reeds vertel, maar julle luister nie. Julle het nie geluister nie. Om watter rede wil julle dit weer hoor? Julle wil tog sekerlik nie ook sy disippels van hom word nie. Hulle het hom uitgeskel en vir hom gesê, jy is 'n disipel van daardie man. Ons is disippels van Moses. Wat ook net 'n mens is. Wat so weer. Ons is disippels van Moses. Ons weet definitief dat God met Moses gepraat het. Maar daardie man, ons het geen idee waarvandaan hy kom nie. Die man wat blind was, sê toe vir hulle, dis tog merkwaardig. Julle weet nie waarvandaan hy kom nie, maar hy het my oë oopgemaak. Ons weet goed dat God nie na sondaars luister nie. Maar as iemand Godvreesend is en sy wil uitvoer, luister God na so 'n persoon. Van ewigheid af is nog nooit gehoor dat enige iemand die oë van een wat blind gebore is, oopgemaak het nie. As hierdie man nie van God af was nie, sou hy niks kon doen nie. As hierdie man nie van God af was nie, sou hy niks kon doen nie. En daar gebeur iets in hierdie ou se hart. Die gemors in sy lewe is die feit dat hy blind is. Die gemors wat Jesus in sy lewe kom sit is modder en dis juist die ding wat die genesing bring. En as gevolg van hierdie genesing verander die Here sy storie en toe hy agterkom die Here verander sy storie, toe begin hy 'n oortuiging ontwikkel. 'n Sekerheid dat ek weet nie waarvan julle praat nie. As julle sê hy is 'n sondaar, ek weet nie. Maar een ding weet ek. Ek was blind en nou kan ek sien. En hierdie oortuiging bou en bou en bou en bou en bou. En so my vraag vir ons is, wat is jou oortuiging? Wat is die ding wat, as iemand by jou kom en vir jou vra, hoorie, vertel vir my hierdie storie van wat ook al die Here in jou lewe gedoen het, of wat is die ding wat jy raak sien, wat is jou holy discontent, en ek gaan nou 'n bietjie uitbrei op dit, wat is die modder in jou oë? Want dit bring ons by ons eie roeping. Ek wil met baie sekerheid vir jou sê, as jy lank genoeg deel is van ons gemeente, gaan jy modder begin raak sien. Ek het al baie keer al gesê, die kerk het my seer gemaak. En nog elke keer wat ek gesê het, die kerk het my seer gemaak, was dit eintlik net ek wat iemand op 'n pedestal gesit het wat nie daar gehoord het nie. Kerk het my nog nooit seer gemaak nie. Mense, definitief. As jy lank genoeg deel is van ons gemeente, gaan jy stikkende mense, onvolmaakte stelsels en baie gebrokenheid raak sien. En ons as mense se natuurlike reaksie is om te kla en te oordeel of 'n ander kerk te soek. En dit is so moeilik, want ek beloof vir julle, ek het al na 'n Sondagoggend, dan kom iemand by my, dan sê hulle vir my, hoekom is die musiek so hard? As ek sê, ja, sorry ja, 2 minute later kom 'n ou by my, dan sê hy vir my, hoekom is die musiek so sag? En dan dink ek, waar's die middelpunt vir dit? Nee, julle sing nie genoeg Afrikaans nie. Sorry, Tannie, sorry. 2 minute later, hoekom sing ons nie 'n bietjie van daai nuwe goed nie? En ons iets in ons menslikheid wat 'n ideale prentjie sien, maar ek gaan nie my hande vuil maak om dalk iets te kom doen daaraan nie. En dis nie wat die Here vir ons het nie. Dis regtig nie wat die Here vir ons het nie. Ek wil 2 stories vertel van kere wat ek gebrokenheid beleef het.
die Here het modder in my oë gesit en dis daai modder en ek hoop julle sien my metafoor hierso. Die eerste een is van 'n ou tannie wat die vriendelikste, naaste, sy was amazing. Maar sy was ook 'n kwaai, ferm tannie. En ons is 'n kerk waar ek betrokke was, dit was 2017. Ek het nou vinnig so met iemand gedeel daaroor, moeilikste kerkseisoen van my lewe. En ons is besig met hierdie event en ons is so passievol oor hierdie ding wat die Here ons voel, dis hierdie visie en dis hierdie plan wat van die Here afkom en ons werk ons mors dood om hierdie ding aan die lewe te bring vir die moontlikheid dat iemand die Here ontmoet. So dis wat in my hart broei hierso. Nee, iemand gaan die Here ontmoet. En die oggend van die event, die kerkbanke was van daai opvoustoele en dan aan die onderkant het hy so dwars square tubing gehad waarop mense hulle voete maar meestal gesit het. En kort tannetjie en sy kom so in en sy buik so af en sy vryf so. En sy sê vir my, jong man, stof julle nie hierdie kerk af nie. Julle om 80 ure 'n week in te sit vir 'n event en vir 'n tannie om vir jou te kom sê, jong man, stof julle nie hierdie. Yes. Iets in my word wakker. En ek besef die Here doen iets daar in my hart. Want toe kom ek agter iets wat ek nie kan hanteer nie. Iets wat my holy discontent is. Modder wat die Here in my oë gesit het. Is mense wat inkom en van 'n afstand af kom kyk en sê, wat julle doen is nie goed genoeg nie. Ek weet wat ons nie doen is goed. Dis nie vir my nuus nie, ek kry nie skaam daaroor nie, ek voel nie ek moet jou enigiets bewys daaroor nie. Maar wat ek besef is, en wat ek vir daai tannie baie graag wou sê, ek het dit nie gesê nie, baie graag wat ek vir haar wou sê is, tannie, mag kom maak dit dan skoon. Kom raak betrokke. Want toe sit modder in my oë. Want toe kyk ek na iemand en ek is soos, ek gaan nie dat iemand na my toe kom en vir my sê, wat ek doen is nie goed genoeg, sonder om hulle uit te nooi om te sê, maar kom help my dit beter maak nie. Dis modder in my oë. En soos wat ek daai modder uit was, julle, maak Here my gesond. En wat ek bedoel by dit is, dis die lekkerste ding om nou vir mense te kom sê, maar kom, raak deel, kom maak jou hande vuil. Dis lekker, dit is lekker om iets te kom doen, waar ek sê, yes Here, ek stof hierdie af, in die hoop dat as iemand hier kom sit, dan trek het nie hulle aandag van U af nie. In my oë, soos die stof, was daai tannie se modder. Dit was haar modder. Die tweede storie wat ek wil vertel, is vriende, wat nie 'n verhouding met die Here het nie, wat ek eendag kerk toe genooi het. En ek nooi hulle kerk toe en ek het hierdie gedagte rondom, ek weet nie hoe hulle dit gaan beleef nie, maar my hart en my gebed vir hulle is dat hulle die Here sal ontmoet in daai spasie. En ek nooi hulle kerk toe en daai oggend was toe nie, ek probeer hierdie so diplomaties as wat ek kan. Daai oggend was toe nie 'n diens wat iemand wat nie die Here ken nie, laat voel hy is welkom by die Here nie. Nee, maak dit sin. Daar's iemand wat na hulle toe loop en hulle hande op hulle lê en vir hulle bid en ewe skielik bid hulle somme in tale. En moenie my verkeerd verstaan nie, ek preek nie vanoggend oor tale of die werking van die Heilige Gees of enige iets nie. Maar ek onthou 'n gesprek na die tyd met hulle
wat hulle vir my sê, nee, hulle dink nie die kerk is vir hulle nie. En nou maak die Here nog iets in my hart wakker. Nog 'n holy discontent. Moet my nie verkeerd verstaan nie, daar is niks aan die storie van die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, wat ek kan meer aantreklik maak as wat dit is nie. Okay. Daai goeie nuus is beter nuus as wat ons waarskynlik aan dink, en so dis goeie nuus. Maar as ek deel gaan wees van 'n span wat spasie skep waar die Here mense wil kom ontmoet, dan wil ek hê die Here moet mense ontmoet op 'n manier, want dis wat die Here doen. As jy gaan lees net al Jesus se stories. Die eerste 4 boeke in die Nuwe Testament is net ek beloof dit is net geskiedkundige dokumente van mense wat stories skryf van wat Jesus gedoen het. Jy hoef dit nie eers te over-spiritualize nie. En dis toe nog 'n stukkie modder in my oog. En dis 'n moeilike ding, net in my eie konteks, dis so ek preek nie daaroor nie, maar in my eie konteks is dit so moeilik as iemand na my toe kom op 'n Sondagoggend en sê, "Hey, hoekom gaan ons nie dieper in worship in nie?" En dan sê ek, soos ek weet, ek wil saam met jou daar gaan. Ek het hierdie prentjie van Jesus op die troon en hoe hy heers oor die aarde. En as ek hierdie prentjie sien, dan voel ek so menslik, en dan wil ek net, omdat hy heilig is, wil ek op my gesig lê voor die Here. Maar ek besef as ek op my gesig lê voor die Here, is iemand wat dink, "Jesus, ou is weird." So ek gaan dit nie doen nie. Terselfdertyd is daar iemand wat na my toe kom en sê, "Hey, hoekom is worship so diep?" Weereens, ek preek nie oor worship vandag nie. Ek praat oor modder in my oë. Die vraag wat ek vra is, wat is die modder in my oë, en as ek dit uitwas, is dit genesend vir my. Want ek weet in my eie persoonlike lewe, as ek 'n spasie skep waar iemand welkom voel by die Here, en hulle ontmoet die Here, is dit genesend vir my. En baie keer moet ek my eie preference uit dit uithaal. Dit wat ek verkies, dit wat ek wil hê, dit wat ek dink kerk moet wees, moet ek uit my oë uitwas, sodat iemand met oorgawe kan kom en sê, ek wil die Here leer ken. En dis my vraag vir jou, is wat is jou holy discontent? Wat is jou modder? Wat is jou daai ding, dis soos die tannie se stof. Soos jy kan dit nie miskyk. Jy kyk in die kerk in en jy sien dat iets is nie reg nie. In plaas van om te sê, "Hey Joe, julle moet dit regmaak." Kom maak dit reg. Nie eers vir die kerk nie. Net ter wille van die Here wat jou ontmoet op daai plek. Van die Here wat 'n stuk gebrokenheid vat, 'n skepingswerk in jou hart kom doen, en dit kom nuut maak. En die modder in jou oë en die oortuiging van jou hart, dis nou die beeld daarso. Is nie daar vir ons om te kla daaroor nie. En ek praat nie net van die kerk nie, ek praat van jou werksplek. Ek praat van jou verhouding met jou man of jou vrou. Jou ouerskap. Hoe jy skoonfamilie hanteer. Eina. Dis nie daar vir ons om oor te kla nie, dis daar vir ons om ons moue op te trek, hierdie roeping raak te sien, en in die modder in te klim, en te help skoonmaak. En weer eens, ek praat nie net van die kerk nie, ek praat definitief van die kerk. Maar ek praat nie net van die kerk nie.
Wat is daar wat jy te veel aan vashou? In die sin van jy kla daaroor, maar jy weet, dit pla jou heavy, maar jy is nie regtig bereid om iets te doen daaraan nie. In jou werksplek, of in jou huwelik, of in jou wat ook al. As ons bereid is om betrokke te raak by die gemors rondom ons in die wêreld, word ek en jy God se instrument vir mense se genesing. En jou eie. En jou eie. En die wêreld begin verstaan dat ten spyte van ons gebrokenheid, dat die Here nog steeds kies om te kom. Dat die Here nog steeds kies om deur ons te werk. En so Here, mag U net vir ons kom wys, wat is dit wat ons blind maak? Wat is dit wat ons gebrokenheid is, wat ons nie eers kan sien, Here? En ons weet dat dit net U is wat daai genesingswerk kan doen. Here, en hoe ook al U kies om dit uit te sorteer, of die genesing te bring, of wat ook al U hart is vir ons in dit. Here, ons wil onsself net kom onderwerp aan dit. Jesus, U is alles. En hier kom toe al die lof en al die eer en al die aanbidding van ons harte. Here, in ons gebed is, Here, dat U eerstens 'n skepingswerk in ons kom doen. Dat U my laat sien, sodat wanneer ek sien, dat ek met oortuiging kan sê, maar die Here het iets vir my gedoen. Here, dankie dat U besig is om 'n storie te skryf in een en elkeen van ons se lewens. Ons weet dat U goedheid is iets wat ons nie altyd verstaan of kan verstaan enigsins nie, en baie keer omdat ons dit nie verstaan nie, hardloop ons heeltemal weg daarvan af. Here, ons wil dit nie doen nie. Trek ons nader aan U, Here, wys ons hoe U operate en waar U beweeg in U koningskap en in U heerskappy. Here, en ons bid dat ons genesing en die oortuiging wat uit dit uitkom, U koninkryk sal bou. Ek sê dit weer, Here, mag die genesing wat U bring en die oortuiging wat in ons harte vorm as gevolg daarvan, mag dit U koninkryk bou. In ons kerk, maar nie net in ons kerk nie, in ons gemeenskap en in ons gesinne en in ons families en by die werk. Laat die koninkryk kom, Here. Is ons gebed in Jesus naam. Amen.